as jy nog nie die Here aangeneem het nie. Amen. As ons deur hierdie Amen. kanaal een ou by die Here uit kon bring, dan was dit alles die moeite werd. En dis ons hart, jy weet ons lewer baie kritiek, ons haal ouens uit. Ek glo die Bybel sê ons moet dit doen, maar ons hart op die einde van die dag is, ken jy vir Christus? Die meer redelike Calviniste kom trek die aspek, hulle tref 'n onderskeiding tussen 'n vrye wil en die Engels praat van proxy. Die lang afgewagte Calvinisme gesprek. So klop ouens het al in die comments gepraat oor Calvinisme. Ek was al self ge-accused dat ek 'n Calvinist is. Ek dink nie dit was die beskuldiging. Ek dink die beskuldiging was hierdie ouetjie klink soms soos 'n Calvinist. Ek kan hom hoor. Toe sê hulle so. Ek kan verstaan ook hoekom hulle dit so sê, want ek dink baie ouens hulle sal baie nou cessationism, die idee dat die spiritual gifts gesies het met die apostels, baie nou verband hou met 'n Calvinistiese siening. Ek dink dis seker regverdig om te sê meeste Calviniste het 'n cessationist siening. En wat cessation is in Afrikaans? Daai is ons kan nie sensationisme. nee, want dit cease. Wat ons- cease in Afrikaans? Ek wil maar sê die beëindiging van die geestelike gawes, as jy dit so Ja, kan maar dit stel. daar's nie 'n mooi, daar's nie 'n isme woord. daar sal iemand wees wat vir Iemand ons sal reg vir ons sê, help. asseblief help ons reg. Okay. En ek dink die ouens gaan ons baie reg help vanaand ook. Nou kom ek sê net eers, hierdie is 'n gesprek wat ons eintlik wil hê met iemand wat geleerd is in Calvinisme. Korrek. Okay. Wat eintlik hier kan kom sit en dit verdedig, want jy het nie 'n sterk Calvinistiese siening nie. Nee. Ek het nie 'n Calvinistiese siening nie. So ons weer eens gaan mekaar nou baie ondersteun vanaand, seker die meeste van die goeders wat ons hier sê, maar ons maak die uitnodiging daar uit. So in die comments is dit altyd moeilik. Ek bedoel die comments is dit moeilik om 'n sinvolle dialoog te hê. So as daar iemand is daar buite in Bloemfontein, veral verkieslik, wat sal bereid is om hier te kom sit en Calvinisme te verdedig, ons nooi jou uit. En ons sal nou vanaand oor van die skrif praat daaroor. Dis hy. Ja. Ja, ek dink die groot ding Rob van my kant wat ek sal eintlik maar by die ouens wil hoor is net 'n goeie verdediging. En ek dink almal weet so bietjie daarvan. Die tiksterkrygers daar buite, van daai Afrikaans. Dis mooi. Keyboard warriors. Pragtig. Gaan tik in op chat en gooi in die comments Arminianism versus Calvinism. Maar ek dink hardloop ons dalk net so bietjie deur deur Tulip. Ja. Kan ons bietjie die agtergrond net gee van waar af dit eintlik kom. Kom ons begin net gou met 'n mooi definisie van Calvinisme, van die ouens sit nou daar seker en wonder waarvan praat hierdie twee ouens. So kom ons verduidelik net eers so dat al jou NG kerke, al jou hervormde dopperkerke het 'n Calvinistiese siening. Nou, die interessante ding van dit vir my is altyd, hierdie is nie iets wat ek dink as jy weet, dit is hulle siening, hulle somme sal promote daar uit en almal weet dit is wat hulle glo nie. Dis baie onderliggend in die manier wat hulle sekere leringe bring. Maar as jy met hom sal sit en gesels hieroor, dan sal hulle sê ja, hierdie is wat ons glo. So, ek weet nie of jy sal saamstem met dit nie. Want voordat iemand vir my gekonfronteer het met die konsep van Calvinisme, was ek nooit bewus hierdie is regtig die posisie wat iets soos die NG Kerk hou nie. Het jy dit ook so? Jy hoor wat ek sê? Korrek. Nee, ek dink dit is baie onderliggend. Dis onderliggend, ja. Maar laat mense verstaan, so om dit vinnig te verduidelik, Calvinisme onderhou die soewereiniteit van God, so dit is die hoof fokus daarvan. Hulle wil die soewereiniteit van God highlight, en ek dink tot op 'n plek waar dit onbybels raak. En ek sal nou sê hoekom ek so sê. Maar die soewereiniteit van God is basies hierdie idee dat God in beheer is van alles, tot op so vlak dat menslike vrye wil nie bestaan nie. So daar is Calviniste wat dit so ver vat dat sê mense het nie vrye wil nie. So ons moet hierdie terme ordentlik definieer. So vrye wil is maar net in my oë die vermoë om 'n besluit te neem. So ek dink mense is gegee deur God die vermoë om 'n besluit te neem. Nou Calvinisme, veral hyperkalvinisme, verwerp daai konsep. Hulle sê God het voor die grondlegging van die aarde besluit, hierdie ouens sal gered word, hierdie ouens sal nie gered word nie. En in dit sê hulle basies dat jy as 'n mens het geen besluit in daai proses nie. Nou, baie van julle sal dink dit is dalk 'n verdraaiing van wat hulle sê, maar dit is presies wat hulle leer, omdat hulle die konsep van predestination onderhou. So, predestination is die idee dat God het deur determinisme gesê, hierdie ouens gaan gered word, hierdie ouens gaan nie gered word, en nog meer, dat
mense nie vrye wil het nie, dat mense nie keuse het, nie net in hulle redding nie, maar in hulle alledaagse lewe. 'n hiperkalvinis sal sê, ek en jy het hier gesit oor geen keuse van ons eie nie, maar God het dit so voor of afgestel voor die grondlegging van die aarde. Hulle sal goeie soos Efesiërs 1 byvoorbeeld aanhaal in hierdie idee om te sê, maar luister, hierso wys dit vir ons, God het voor die grondlegging van die aarde besluit, hierdie mense is gered, hierdie mense is nie gered nie. Okay. Jy's by nog so ver. Korrek. En ek dink 'n groot ding net om hier aan te spreek is die onderskeid wat baie keer, en ek wil sê die meer redelike kalviniste kom trek die aspek, hulle tref 'n onderskeiding tussen 'n vrye wil en die Engels praat van proxy. So hulle sien alledaagse besluite eintlik maar meer binne jou gegewe proxy, wat aan jou toegeken word om te neem, maar iets byvoorbeeld soos jou redding is nie, dis te belangrik om in jou hande te los, as ek dit so kan stel. So proxy bedoel, dit is die minder belangrike besluite is in jou hande. Korrek. So jy het vrye wil tot daai mate, en dan iets soos redding het jy nie vrye wil. Ja, dis iets wat eintlik maar buite die realm van jou autoriteit, ek kan nie sê autoriteit beweeg nie, maar jou vermoë om te jou besluit. vermoë. Nou, ek sê, dit klaar self voel vir my soos 'n compromise. Ja. Soos ek dink net as jy 'n Calvinist is, gaan dan hyperkalvinis en sê, jy weet, God het al hierdie goed gedetermineer, maar om dit te sê voel vir my nou eers soos net om te compromise op hierdie hele konsep. Jy hoor wat ek sê, want dit is of jy het vrye wil of nie. Ek dink dis die toegewing wat hulle éventueel moet maak. Moet maak, ja. Want as hulle nie die toegewing tot dit maak nie, dan val selfs die vrye wil om te sondig binne die kategorie. Presies. En ek dink dan beweeg jy in 'n baie gevaarlike. Maar jy weet daar's Calviniste wat dit glo en wat dit sê. En nie meeste van hulle sê dit. So met ander woorde, ek weet nie van 'n beter verskoning vir sonde as God het my forceer om dit te doen nie. Want dis essensieel wat hulle sê. Nou, hulle sal nooit die woord forceer gebruik nie, maar dis wat determinisme is. So determinisme beteken God determineer alles wat jy doen. Dit is eintlik maar net 'n eufemisme, is dit nie dan? Yes. Nee, genade. Maar versagtig. Jy weet wat ek die sê. ouens gaan ons in elk geval Nee, maar dit is eufemisme, dis 'n woord. Nee, dis versekerde woord. Ouens gaan ons in elk geval Ek het met geleer in klippe skool, gooi man. oor ons Hulle gaan ons 'n klippe gooi, met so. ons Engels en Hierdie ons is die Afrikaans minste- gebruik. Hierdie is die minste klippe wat hulle gaan Ja. gooi. Maar dis 'n eufemism, dink ek, om te sê determinisme net teenoor forceer. Dis basies waar gaan. Jy het nie 'n besluit oor die sonde wat jy doen nie. So wat beter verskoning is daar? Dis nie the devil made me do it nie. Dis God made me do it. Nou dit is die logiese uiteinde van Calvinisme in my siening. En weer eens, ons wil hê eintlik 'n ou moet wees om dit te kan debatteer, om oor te kan praat, maar ek dink dit is waarop dit neerkom. As jy nie vrye wil het nie, het God jou sonde ook gedetermineer. Dit is nie, jy gaan nie wegkom van dit af nie. Maar wat ons nou hier moet doen is om vir ouens bietjie breër konteks te gee wat hier aangaan. Calvinisme bestaan uit 5 dele en dit vorm die akroniem TULIP. TULIP. So ons gaan vinnig deur gou elkeen gaan en dan sal ek vir jou sê waar ek dink skrifgewys die eerste maklikste domino is om te laat val van hierdie konsep van Calvinisme. Maar net om vinnig Robbie voor ons na Tulip toe gaan, net om vir die ouens te sê ook hulle kan gaan lees oor die synode van Dort wat eintlik maar Dortse synode. Arminianism, ek gaan nou maar die Engels. Arminianisme. Dis dat ek jou nou moet help met jou Afrikaans. Ons lewe in snaakse tye hoor. Hoorie. Dis die einde. Arminianism. Dit was eintlik 'n reaksie tot op, ek dink, was dit Jacobus Arminius? Ek kan my nou reg hou. Ja. Wat eintlik maar sekere leringe gehad het rondomtrent presies dit wat vrye wil aanbetref, wat ook aangesluit het by God se soewereiniteit, en ek dink die gevaar daarso is nou weer waarin dit beweeg in daai konteks, dit vat baie, ek weet nie hoekom is ouens eintlik geïntimideerd deur God se soewereiniteit, of nie sê God se soewereiniteit, maar vir een of ander rede is die oortuiging dat God se soewereiniteit word op een of ander wyse eintlik geïntimideer wanneer ons vrye wil het. Ja, exactly, ja. En ek dink dit is heeltemal vals. Ek dink ons God is so groot dat dis die laaste ding wat hom eintlik enigstens sal intimideer of bekommer.
Ek weet nie of dit John Piper en dalk was dit nog 'n vroeëre kerkvader wat eintlik gesê het net wat die duiwel aanbetref, the devil is God's devil. En wat hy eintlik maar daarmee bedoel, en ons sien dit in die storie van Job, is dat die vyand kan nie 'n vinger lig sonder dat God nie die perke daarvan geplaas het waarbinne hy mag beweeg nie. Ja. Net soos hy nie toegelaat het aanvanklik dat hy fisies enigiets aan Job mag doen nie, maar dat hy eintlik sy hele familie uitmoor en dat hy eintlik al sy rykdom wat hy opgebou het en wat God hom gegee het, vernietig het, en eventueel sien ons dat hy wel vir Job mag fisies aanraak, maar hy mag nie sy lewe neem nie. En God kom plaas daai perke daarso om egtheid van geloof eintlik te toets, en ons sien dat Job slaag eintlik eventueel hierdie toets, waardeur hy moet gaan, maar hy leer nooit, aan die einde van Job, leer hy nooit hoekom hy daardeur moes gaan nie. En ek dink is ook vir ons het belangrik om dit in ons agterkop te hou, is daar seker goed wat in ons lewens gaan gebeur, en daar's mense wat deur verskriklike goed gaan in hulle lewe, en dalk God kan bevraagteken daardeur, en God se soewereiniteit kan bevraagteken as ons sê, maar hy is in beheer, hy is op die troon, hy is soewerein. Ja. Maar en ek wil net hierdie gedeelte eintlik vir ons lees in Romeine 8, en dit sluit eintlik mooi aan by ouens wat Calviniste is, kan hier meer vereenselwig, en ouens wat meer na die vrye wil kant toe gaan, kan ook daarmee vereenselwig, en dis wat lekker is eintlik van hierdie gesprek, is dat God kom ontmoet ons ongeag waar ons is, en dit is eintlik Romeine 8, en ek lees vanaf vers 28, en hy sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom lief het, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is, want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En vir my is dit so bemoedigend om te weet dat ek is dankbaar God het my gekies. Want soos ek myself ook ken, en jy ken jou foute en jy ken jou sondes, ek dink ek sou myself gekies het nie. En dit klink bietjie Calvinisties tot in sy mate, dat God het my gekies. Maar ek glo dat elke persoon het die vermoë om God te kan kies. Presies, ja. Dis die hoofpoint of contention. Ek dink wat jy nou uitlig. Dit is my oortuiging wat dit. So kom ons gaan 'n bietjie dieper aan, maar net laat ek vir ons agtergrond gee. So as ons gaan kyk na TULIP, ons het gesê het, dis hierdie akroniem wat begin met 'n T. Die T is total depravity. Okay, so total depravity is die idee dat almal in die wêreld is gebore in sonde, hulle is skuldig aan die wet van die Here en daarom moet hulle hel toe gaan. Okay, nou 'n deel van total depravity stem ek mee saam. Ek dink Romeine 3 is duidelik. All have sinned and fallen short of the glory of God. So die probleem van total depravity is die ware Calvinistiese siening, die pure Calvinistiese siening is total inability. En jy nou 'n bietjie geraak aan die idee dat 'n mens is unable om vir God te kies. So ons kan nou 'n bietjie daarop aanraak, want jy nou daaraan geraak nou hierso. So die vraag is, kan 'n mens, het jy die vermoë om die keuse te maak om vir Christus te aanvaar? En in my siening dink ek 100% so. Dan sê mense, jy weet, ek meen, mense glo die weirdste goed. Mense het die vermoë om te glo in Scientology. Mense het die vermoë om te glo in die Israel-visie. Dat die aarde plat is. Mense het die vermoë om te glo die aarde is plat. Dat mense op die maan eintlik werklik geland het. Nee, ek grap is nie. Verstaan jy? So wat ek vir jou probeer sê is, as mense die vermoë het om al hierdie weird goeters te glo, hoekom kan hulle nie die waarheid glo nie? Hoekom het jy nie die vermoë wat in jou gesit is om die Here te kies nie? Verstaan jy wat ek sê? So total inability, die T van TULIP is gebou op die konsep dat ons is nie able om die Here te kies nie. Nou, een ding wat waar is as ons gaan kyk in Efesiërs, is dit in Efesiërs 1 en Efesiërs 2, dan praat dit, of in Efesiërs 2, dan praat dit dat geloof is 'n geskenk van God aan. Nou my punt van contention, ek stem 100% saam, maar God gee vir almal 'n geskenk. Jy kan byvoorbeeld gaan kyk in dis in 2 Timoteus 2, sê dit God wil hê almal moet gered word. As jy gaan kyk in 2 Petrus 3 vers 9, sê God is not willing that any should perish. En Titus sê dit die Here openbaar homself aan almal. So ek stem 100% saam
dat geloof is 'n geskenk van die Here, maar die punt is die Bybel leer vir ons, hy gee vir almal daai geskenk. Ja, en ek dink ouens soos R.C. Sproul en ouens kan my reg help. Verstaan ek is ek hou van R.C. Sproul, maar ek weet hy is ook baie sterk aan die Calvinistiese kant. Ja. En sy siening oor daai is nou weer vir al die gedeelte in Timoteus is spesifiek gemik. Of ek dink is Petrus, jy kan my nou reg help, die gedeelte wat eintlik maar na verwys na 2 Petrus 3. ek dink 2 Petrus 3. Ja. Dat God wil dat almal eintlik gered word. Presies. Ek verstaan hy sien daai binne die konteks van 'n gemeentesin. So verstaan en dit's bietjie kommerwekkend want ek sien nie noodwendig daai die 2 woord Petrus 3, ek kan nie sien hoe jy dit daar. ek dink is moeilik as jy gaan sê almal, as jy die woord almal moet vat. En dit is wel altyd snaaks want hierdie ouens so goed om die woord uit te lig en hulle ken die Grieks en hulle ken al hulle doen soveel moeite en dan kom hulle met goeters op wanneer dit nie pas nie wat ek is soos van, maar hierdie is die goeie eksegese nie. Ek dink mense kan gaan in 2 Petrus 3 gaan lees. Ek kon hierdie wat jy nou van praat is die konteks daarvan is God is not willing that any should perish. Hy wil hê niemand moet hel toe gaan nie. Dit is God se hart, maar hy gee vir ons die keuse en saam met dit soos ons nou al genoem het, die verantwoordelikheid. Dis die belangrike deel wat ouens moet verstaan. Is as jy nie 'n keuse het nie, hoe is dit jou verantwoordelikheid? So ek vra vir jou, jy's in hierdie reg, jy's in die regte en jy's 'n regsou. Wat 'n judge sal ooit daar sit en 'n ou condemn en sê jy gaan tronk toe gaan vir hierdie ding as jy geen keuse daar gehad het. Dit is soos 'n robot. As iemand 'n robot gebou het en hierdie robot het iemand vermoor, want die creator het die robot gemaak en hom geprogrammeer om iemand te gaan vermoor. Wie gaan hy toesluit? Die robot. En ek dink dis eintlik 'n goeie analogy. Ek dink die groot ding is ook verstaan as ons na God se karaktereienskappe kyk, ons net nie attribute noem nie. Maar as ons na God se die eienskappe van God kyk en ons sê luister, ons God is 'n regverdige God. Ja. Ons God is 'n liefdevolle God. Ons God is 'n God eintlik wat jaloers is. Ons gaan kyk na al hierdie verskillende eienskappe. Maar verstaan ek wil half dit kom uitdaag, glo jy in God se regverdigheid? Want as jy vertrou het in God se regverdigheid, dan vertrou ons tog dat hy die sal oordeel volgens dit wat hulle weet. Presies. En die skrif sê dit ook vir ons. Verstaan, Maar jy hoor my robot analogy. Ja. Verstaan jy, daai robot kan ons nie tronk toe gaan nie. Dis die ou wat die kode geskryf het wat tronk toe gaan. Verstaan jy wat ek sê, die robot het nie 'n keuse gehad wat hy gedoen het nie. Ja. Dis essensieel wat jy hierso sien. Maar in elk geval, dis die T. Ja. Ons gaan nog by dieper van hierdie goeie gaan. Great. Die volgende een is die U. Unconditional election. Okay? So dis die idee, dit praat van hierdie uitverkorer leer. So daar's sekere mense wat uitverkies is vir redding en as jy nie deel is van die elect nie, kan jy nie gered word nie. En dis unconditional. In die sin van daar's geen kondisie daaraan nie. Dis net deur God se wil wie hy kies en wie hy nie wat ook al sy wil is. Dis 'n mystery. Hulle sal hier appeal na mystery en sê luister, ons weet nie wat is God se wil daaraan nie, maar hierdie ouens gekies en hierdie ouens nie gekies nie. Nou eerstens unconditional election. Net daai term is 'n oxymoron. Want election beteken jy elect iets met 'n sekere kriteria. Ja. So sê nou maar ek het 'n boks Smarties. Dan elect ek sê nou maar die swart Smarties. As jy sê dis unconditional election, al wat dit beteken is random. Ek my hande aangedruk, het uitgehaal en wat ook al uitgekom het was random. Verstaan jy wat ek sê? Election, die definisie van election beteken daar is 'n kriteria daaraan. En nou ek en jy sal sê ons glo in conditional election. Ons glo die election, dis wie God kies as jy uitverkoren is conditional op dat jy glo in Christus. En ek dink Romeine 10 vers 9 tot 10 staaf dit ook. Ons is heel aand in Romeine, maar dit sê so mooi, dit sê Romeine 10 vers 9 tot 10 sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en ons word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word so verlos. En ek dink daar's 'n verstaan ouens sal my reg help, baie ons het al die video gesien. Ek weet nie of dit uitklink maar soos 'n skot. En hy vertel hier 'n pragtige storie van die ou aan die regterhand van Jesus aan die kruis. En hy sê toe hy in die hemel gekom het, was dit hierdie geval van die engele wat net daar so staan met hulle lysie van ouens wat toegelaat mag word. En eintlik vir hom maar net die vraag vra, hoorie, is jy seker oor die doktrine van regverdigmaking en heiligmaking? En hy sê hy weet nie waarvan jy praat nie.
En hy sê, hoe voel jy oor uitgenade deur geloof? Efesiërs 2 vers 8 tot 9 is verstaan jy dit ten minste? En hy sê, nee, maar hy verstaan nie wat hulle bedoel nie. En hy sê, maar okay, ek weet nou nie hoe jy hier gekom nie. Die engel sê vir hom, maar hoe's jy dan hierso? En hy vertel die staaltjie en hy sê eintlik, en vir die ouens al buite, dis nie skriftelik, is hipoteties gestel hierdie. Maar hy sê, die man op die middelkruis het gesê, ek mag. En ek wil half so, as ek na 1 Korintiërs, wat altyd vir my, dis eintlik so mooi, is Harregat gemeente, maar Paulus skryf eintlik vir hulle, en hy skryf net hierdie eerste gedeelte 1 Korintiërs 18, dan sê hy, die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is die krag van God. Waarna staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak, en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner, waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? En ek wil eintlik die ander net aanlees en sê, trouwens, deur die wysheid van God, het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. En dit net weer daai, God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Ja, dis onduidelik. Presies, ja. En verstaan daar, ek dink daai geloof aksie. Election is conditional. Dis presies die punt, ja. Ja, en dis maar dit is die ideal van Tulip, en ek dink dit is dalk die mees controversial een. Want die ene wat ons ook moet besef is, ons verstaan God kies mense, maar is nooit in die Bybel ten koste van ander mense. Dieselfde met Israel. Jy weet, dieselfde met die Jode. Dis God het vir Israel gekies, maar nie ten koste van die ander nasies. Hy het gesê, kom, raak deel van Israel, dis beskikbaar vir julle. Dis nie net julle elite groep en almal anderste, julle het nie 'n manier om deel te raak af van nie. As ek dit mis het, dis wat die Ou Testament vir ons leer. So, dan kom ons nou, ons kan later weer teruggaan en van die praat. Ja. Ek wil net deur die hele Tulip kom, maar die volgende moet ons bietjie stil staan, en dit is die L, Limited Atonement. So hierdie is die een wat ek dink die badste is van almal. Dis gevaarlik. Hierdie is 'n gevaarlike teaching in my siening. Van alles anders kan mens nog, ek praat of wat ook al, maar hierdie ene is, hy is vir my ononhandelbaar, en ek wil net die skrif gee wat ek dink het refute. Ek weet nie wat jy kan sê teen hierdie skrif, om by Limited Atonement te bly nie. So, as ons gaan kyk, wat Limited Atonement sê, dit is beperkte versoening. Dit is dat Christus, dis so duidelik soos dis wat die ouens glo. Gaan kyk wat James White en hierdie ouens sê. Limited Atonement sê, dat Christus het net gesterwe vir die uitverkorenes. Soos nie eers dat dis nie eers beskikbaar vir almal anders nie. So dit is wat Limited Atonement sê, dat Christus het gesterwe, sodat net dies wie God uitverkies het, gered kan word, en dies wie hy nie uitverkies vir wie hy nie uitverkies het nie, hulle kan nie gered word. Christus het nie vir hulle gesterwe, hy het net vir 'n sekere hoeveelheid gesterwe. Dis ook maar ek sê, die Israelvisie het dieselfde siening, hulle het 'n nog 'n meer verwronge siening van Limited Atonement, want hulle glo, jy weet, Christus net gesterwe vir die wit boer Afrikaner, so dit is ook Limited Atonement, maar tot op 'n nog verwronge manier. Maar kyk gou, wat sê Kolossense 16, dan sê hy vir my, is daar enige twyfel oor wat hier aangaan? So Kolossense 1 vers 16, in jou King James daar natuurlik. Nee, For by him were all things created. Okay, dis Christus, praat van Christus. Is daar enige iets wat jy aan kan dink wat hierdie uitsluit? For by him were all things created. Dis alles, né? Alles is gecreëer deur Christus. Dan noem hy dit. Hy raak spesifiek. Hy sê that are in heaven, that are in earth, visible, invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. So jy kan nie in vers 16 sê, Christus het alles geskape, maar in vers 20, check jy uit. Kyk wat sê vers 20, hy sê, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. As ons sê, Christus was betrokke
om alles te skep. Ja. Sien ons hier, hy was betrokke om alles voor versoening te bied. Alles het die vermoë om vir Christus te kies. Maar weer eens, waar plaas jy die verantwoordelikheid? Plaas jy die verantwoordelikheid op God wat jou gekies het vir wat ook al rede hy wou? Of plaas jy die verantwoordelikheid op die mens om te sê, dis jou verantwoordelikheid wanneer die Heilige Gees jou trek te kies vir Christus. En weer eens, ek glo die Heilige Gees met jou eers trek, 100%, maar hy trek almal. Dit is wat die belangrike verskil is. Daar's niemand wat voor die oordeelstroon van God gaan staan wat onregverdig, soos jy nou gesê het, geoordeel gaan word nie. Jy het 'n kans gehad om 'n keuse te maak, gaan jy dit maak of nie? Ja, ek dink net op dit, Jesus se gesprek met Nicodemus is eintlik vir my deurslaggewend op as jy reg kom kry. Reg met water. Jesus se gesprek met Nicodemus is vir my deurslaggewend en ouens kan gaan kyk, weer eens soos ek sê, ouens moet nie dik oor hulle gaan kyk wat beteken die woord wêreld hier, maar dis vir my interessant om hierdie te lees en net, ons almal ken Johannes 3 vers 16. Dit is sekerlik die bekendste Tim Tebow vers daar buite, maar dit sê, iemand gaan weer vir jou sê, hoe durf jy Tim Tebow aanhaal? Ek is wel een van hulle. Ek weet, jy is nie 'n fan nie, so kom ek jou 'n bietjie jou siel uittrek, maar Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld, wie is die wêreld, gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Ek dink 3 keer wat dit net sê wêreld. Nou, ek weet nie hoe alomvattend moet daai woord vir jou wees om te beklemtoon dat Jesus het die perfekte prys betaal. En ek verstaan, jy kan nou maar die voorbeeld gebruik van dis 'n geskenk en party mense, almal het die geleentheid om die geskenk te neem, maar net sekere ouens maak die geskenk oop. En ek dink dis die genade wat daaruit stroom. Presies, ja. Verseker. Maar so, dit is, wat ek net wou gesê het, die eerste domino, wat ek dink val van Calvinisme is die ene. Ek het nog nooit 'n goeie antwoord gehoor op Kolossense 1 vers 17 tot 20, hierdie deel wat ek nou gesê het. Ek weet nie hoe gaan jy om dit kom nie, iemand moet dit vir ons traai verduidelik, maar ek dink dis die eerste domino wat val, en van daar af begin van hierdie ander goed val. Maar laat ons net gou die acronym klaar maak. So ons is nou by die I, en dis irresistible grace. Dit is wanneer, hierdie een stem ek mee saam, dis wanneer Christus 'n werk in jou begin het, sal hy dit voltooi tot die einde. So ek glo in once saved, always saved, dat wanneer jy wedergebore word, jy kan nie die ewige lewe verloor nie. Verstaan jy wat ek sê? Die ewige lewe, by definisie, as jy die wiskundige konsep daarvan ook verstaan, dis ewig. Verstaan jy? As jy wedergebore is jy nou al in jou ewigheid. Natuurlik moet jy eers doodgaan, dan gaan jy nou oor na jou geestelike vorm in die hemel, wat ook al. Maar die punt is, nou is jy klaar in jou ewigheid. Verstaan jy? Jy lewe klaar die ewige lewe tot 'n sekere mate. Jy is net nog vasgevang in hierdie aardse liggaam, in hierdie pad wat jy op die aarde moet loop. Maar die punt is, wanneer ons sê iets is ewig, kan dit nie verloor word nie. En die vraag is, die een deel van hierdie waar mens bietjie versigtig moet wees, is die teken van as jy wedergebore is nie, ek het een keer vorentoe gegaan in die kerk, gebed gebid, en toe was ek wedergebore nie. Daar sal werke wys in jou lewe as jy waarlik as 'n getuienis. So iemand wat waarlik wedergebore is, irresistible grace, hierdie salf in hom gebeur. Verstaan? En ek dink my bekommernis, en hierso sal ek dalk 'n bietjie terugdruk, want my bekommernis is Hebreërs. Hebreërs 6 eintlik. En ek gaan net vir ons lees hierso en dit sê van Hebreërs 6 vers 4, dit sê, jy praat teen die konsep nou van once saved, always saved. Yes, korrek. Dit is eintlik maar spesifiek daar. Dit sê dit is immers onmoontlik om hulle wat eenmaal verlig is, vir die hemelse gawe gesmaak en deel gekry het aan die Heilige Gees en wat die goeie woord van God gesmaak het en ook die kragte van die komende bedeling en tog afvallig geword het, weer opnuut tot bekering te bring, aangesien hulle wat hulle self betref, die seun van God opnuut kruisig en openlik tot skande maak. En vir my is hierdie net 'n geval van, ek dink vir ouens wat weet wie is Jesus en eintlik nog steeds hulle rug op hom draai. En ek verstaan want dis 'n fyn lyn wat jy beloop. Die woord daarso wat ek hierso lees is weer tot bekering, opnuut tot bekering is eintlik die woord.
dis die ene wat my in hierdie ene sal laat bevraagteken, kan jy jou redding verloor? Ek dink dis goed jy het gekom dat ek jou kan uithelp met Dis hierdie ding want daar's 'n wonderlik. baie goeie antwoord. Jy's so nederig. Ek is nederig, Dankie maar vir jou. ek is bly ons het hierdie raak Ja. nou sinvol vir jouself ook. So ja, ek grap sommer net. Maar kyk gou as jy mooi daai gelees. Yes. So hier's twee opsies, okay? So hy sê for it is impossible for those who were once enlightened. Een van die goeie wat hy hiervan kan praat, hierdie is of 'n persoon wat waarlik wedergebore is en soos hy sê sy redding kan verloor, of hierdie is 'n persoon wat nie waarlik wedergebore is Maar nie. net die krag van die Ja, so Heilige Gees ervaar. maar kyk nou hoe ons besluit wat sê en hier's twee maniere hoe jy hierdie kan hanteer. So die eerste deel is those who were once, noem jy kyk gou die werkwoorde wat hy noem. Enlightened, tasted of the heavenly gift, were partakers of the Holy Ghost. So ek glo die Bybel sê not one jot, not one tittle is daar per ongeluk. Hy noem hierdie goeters want dit is nooit te sê die Heilige Gees is in hom nie. Hy sê hy's 'n partaker. Hy sê has tasted of the heavenly gift. Hy sê were once enlightened. So presies soos hy sê, Ja. hierdie is dalk 'n ou wat gehoor het van Christus. Hy het 'n idee wat die Heilige Gees is, maar hy's nooit waarlik wedergebore nie. Die Heilige Gees is nie in hom nie. Hy het nie die skrif nie. Hy is nie 'n persoon wat regtig die Here dien nie. So hy was nooit wedergebore om mee te begin nie. Verstaan jy? Ja, en- so, en in daai die is fyn. konteks, ja, dis fyn. Maar kyk dan gou gaan aan. Ja, so as jy aangaan dan sê and have tasted the good word of God and the power of the world to come. Nou hier is die belangrike, wat noem mense hierdie dinge voorsetsel. Caveat. Hier sê hy if. So daai if Ja. beteken as dit sou kon wees. So hy sê hierdie ou het hierdie goeders geproe. Okay, so hier is jou een opsie. Dalk was hierdie ou waarlik wedergebore en dan sê hy in vers 6 se begin if they shall fall away. So met ander woorde, hy stel 'n hipotetiese saak. Hy sê 'n ou, soos ek nou gesê het, dis een van twee opsies. Of hierdie persoon was nie waarlik wedergebore, hy het net hierdie goeders geproe en dan sê hy if they shall fall away to renew them again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Daai if sê hy basies so, as hierdie ou deel gehad het in Christus, if they shall fall away, dan sou dit wees to renew them again unto repentance, seeing they crucified, dan sou dit so goed wees hulle het Christus opnuut gekruisig. So daai if maak dat dit 'n hipotetiese ding. So die een ding is of hy praat hierso van iemand wat nie waarlik wedergebore is nie, wat net hierdie goeders geproe het, of iemand wat regtig deel was van die koninkryk, maar dan sê hy as dit sou moontlik wees, dan sou dit so goed wees het vir Christus opnuut gekruisig. So sê hy stel dit as 'n hipotetiese ding. So dis die twee opsies, of 'n hipotetiese ding of iemand wat nie waarlik wedergebore is nie. Maak dit vir jou sin? Dit doen ek sal jy net gou weer vers 4 tot 6 net aaneenlopend lees. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the power of the word to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. If they shall fall away Ja, if they shall fall away. So hy daai onto to renew them again unto repentance. So hulle kan nie weer ja, jy sien wedergebore het. en ek hoor wat jy stel met die hipotetiese Ja, aspek ja. daarvan. Vir my Ek neig meer in daai rigting. ek hoor jou. Ek hoor Dit jou. is meer die opsie waarna ek Ja, kies. ek hoor. Maar ek bedoel ek sê net daar is 'n antwoord vir die baie ouens wys in oppositie teenoor one saved always saved na hierdie. Maar net weer eens ek sê net vir jou as jy waarlik wedergebore is, dan het jy die ewige lewe. Jy's klaar aan dit in. En kom ek sê vir jou ook so, as jy die ewige lewe kon verloor, as dit up to my en jou werke was om dit te onderhou, het ons dit gedoen elke dag. Ek dink Dan het ons dan sou ons elke dag die ewige lewe verloor. Dis ja nee. die Bybel praat ook in Johannes van jy's nou 'n seun van God. Jy kan nie jou seunskap verloor nie. Verstaan jy? Jy's nou deel van die familie. Jy's weergebore en net so min as wat jy 'n beheer het oor jou aardse gebore. Verstaan jy in die sin van jy niks wat jy doen kan maak dat jy nie weer in 'n menslike liggaam gebore kan word nie. Net so wanneer jy geestelik wedergebore word, kan jy nie iets doen om daai wedergeboorte te ontdoen nie. So jy kan nie menslik gebore wees soos jy daar sit nie. Ek dink net die groot ding van seunskap is dit verge aanneming. Ja. As ek dit so kan stel en ons almal weet die storie van die verlore seun Ja. gaan meer oor die ouer seun. Dis eintlik vir die fariseërs daai storie eintlik met die ouer seun wat baie ongelukkig buite
feesmaal sit en eintlik daarso homself bejammer omdat sy pa nooit vir hy en sy vriende 'n bokkie gegee het nie. Maar daar's vir my iets daaraan dat die jongste eintlik moes terugkeer na sy pa toe Ja. vir die aanneming en hy het eintlik gekom en hy was bereidwillig om 'n slaaf te wees. Want sy pa het sê dis nie wie jy is nie. Hier's waarmee ek jou beklee. Jy bly my seun. En ek dink baie van die sienings van vrye wil teenoor verordinering is maar seker die mooi Afrikaanse woord uitverkies. Baie van dit oorvleuel tot in 'n groot mate. Maar as ek gaan kyk na dit, verg dit nog steeds van ons iets rondom trend en Jakobus hou dalk nie so seer met ons redding verband nie, maar Jakobus in Jakobus 4 sê dit ook as ons tot God nader sal hy tot ons nader. En dis dalk meer in verhouding en intimiteit, dis dalk alreeds vir 'n persoon wat wedergebore is. Maar ek dink daar's nog steeds iets van ons kant af wat en ek wil dit al so sê, God is 'n gentleman in die sin van hy gaan jou nie forceer in 'n verhouding waar jy nie wil wees nie. 100%, ja. En ek dink dis eintlik angswekkend. Ja. En dis presies wat die Calvinist nie sê nie. Ja. Met irresistible grace sê hulle basies as God jou gekies het, jy kan nie nee sê. Jy kan nie nee Jy kan nie nee sê nie, ja. So dit is nog 'n van toelop. Ja, Dis- ekskuus, wil jy nog iets? Nee, Klaar dit kom maar net daarop neer, maar nee, ek verstaan, ek dink daai Hebreërs 6:1, ek dink net en as daar ouens is, Ja, wat asseblief ander- deel die stories van ouens dalk wat in julle gemeente was, wat nie meer daar is nie, soos ek sê ook, ek dink praktiese voorbeelde help ook ouens, want in my lewe het ons al hierdie argument gehad van rondomtrent eintlik familielede wat eintlik uit die kerk uitgegaan het, 'n ander geloof gaan aanneem het, en dis baie nou persoonlik wat ek deel, en ek sal nie name noem nie, maar hulle het 'n ander geloof gaan aanneem, en ek en my ma na wie ek verskriklik opkyk, het hierdie gesprek gehad, en sy was baie bekommerd oor hierdie familielid, want en sy neig meer na jou siening rondom trend Hebreërs se kant toe van once saved, always saved. Vir my is die probleem is net daai vrugte wat daarso eintlik gewys word, die verklaring, en hiermee moet ons dalk net vir die ouens sê, wanneer ons na Romeine 10 vers 9 tot 10 verwys, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en dat God hom uit die dood uit opgewek het. Dis nie net 'n mooi rympie wat jy sê nie, dis nie net vorentoe kerk toe gaan nie. Maar dieselfde asem wil ons ook sê, dis nie ons werke wat ons red nie. Nee. So dis heeltyd hierdie spanning tussen hierdie twee. Ja, die werke is die bewys dat jy gered is. Korrek. Dis wat die verskil is. Korrek. So die punt is hierdie persoon waarvan jy praat, as jy sê hulle was dalk eens op 'n tyd wedergebore maar 'n ander geloof gekies het, dit wys net was hulle werklik gered. Dit wys 100% hulle was nie. En dit is die 100%. verstaan, dis die argument. Ja. En dis die Hier vertroosting. is die ding, as jy vir Christus het, as jy wedergebore is, as jy weet hy het vir jou gesterwe aan die kruis vir jou sonde wat jy nie verdien vir niks nie, hoekom sê jy ooit jou rug draai op dit? Dis omdat jy dit nie ordentlik verstaan nie, dat jy jou rug draai op dit. Dis die enigste moontlike rede hoekom enigiemand dit sal doen, want hulle verstaan dit nie. Hulle het dit nie. Hulle weet nie wie Christus is. Jy sal nie die beste geskenk wat jy gekry het in jou hele lewe teruggee nie. Die ding wat alles vir jou bepaal. Dis net so maklik soos dit. Jy weet nie wat jy het nie. Jy weet nie wat Christus, jy weet nie wie Christus is nie, jy weet nie wat sê die woord nie, jy weet nie wat hy vir jou aan die kruis gedoen het nie, en daarom draai jy rug op die Here. So dis nonsens, daai was nooit in sy lewe wedergebore nie. Ook dieselfde met al die sondes wat jy sê nou maar sien in 1 Korintiërs 6 vers 9. As jy in volharde sonde lewe, dan weet jy nie wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het nie. As jy 'n homoseksuele persoon is wat dag na dag, jy's getroud met 'n homoseksuele persoon, jy sondig teenoor die Here, is jy nie wedergebore nie. As jy 'n dronkaard is en jy suip elke naweek, is jy nie wedergebore nie. Dis hoe maklik dit is, want as jy weet wie Christus is, wat hy gedoen het aan die kruis, dan draai jy jou rug op jou nonsens en jy volg hom met alles wat jy het. En ek dink daai jy raak nou 'n baie goeie punt hierso, en weer eens dis die spanning waarmee ons sit met die Calviniste. Ons klaar met die kom ons maak eers klaar met die klaar met tulip. Ons het basies klaar gemaak, dis irresistible grace en P is perseverance of the saints. Dis waar ons nou gepraat het. Ek glo basies in albei van daai. Wel meer die perseverance of the saints, die idee dat as God 'n werk in jou begin het, dan sal dit vol klaar maak tot die einde. Ek het irresistible grace bietjie verkeerd verduidelik. Dis soos ons nou gesê het, dit is wanneer God besluit hy kies jou,
dan kan jy niks aan doen nie. Verstaan, hy vat jou in sy genade en jy's gered en dis die einde van die storie. Nou, as ons net logies oor hierdie dink en moreel hieroor dink, dan weet ek nie, as Calvinisme waar is op hierdie punt, dan weet ek nie wat se dryf is daar om regtig nie net enigiets te doen nie, maar hoekom moet ons evangeliseer? Want God het besluit, jy word gered, jy word nie gered nie, so hoekom moet ons iets doen? Nou hulle sê wie eens is 'n mystery en God sal jou gebruik om dit te doen. Maar as jy regtig eerlik moet wees, vat dit na sy logical conclusion, dan weet jy dit maak nie sin nie. Jy weet hier's 'n spanning in wat logies nie harmoniseerbaar is. En nie net met die teks nie, maar net die verstand wat die Here vir ons gegee het. En kom ek sê vir jou ook die. Kom ek gee vir jou hierdie troefkaart. Daar's altyd so 'n troefkaart wat Robbie. Sê nou maar Calvinisme is waar. Dan beteken dit Christus het voor die grondlegging van die aarde besluit, ek gaan nie 'n Calvinis wees nie. Verstaan jy? So wat moet ek nou maak? so God het my forceer om nie 'n Calvinis te wees nie. Maar verstaan jy, dis die logika waaraan is. Hoe kan jy my dan fout vind dat ek nie in Calvinisme glo nie, want God het dit dan gedetermine op my. Hy het deterministies besluit, jy moet nie 'n Calvinis wees nie. Hoor jy wat ek sê? Ja. So dis ook 'n logical fallacy in daai sin. Ja, ek dink die groot ding is waarmee en weer eens net uit 'n baie logiese en praktiese argument wanneer ons dit voer. As jy identifiseer en dit gaan vir die denominasies ook. Ek dink mens moet versigtig wees om trots daarin te vind in enige denominasie, sowel as enige doktrine of dogma. En dit sluit dan nou om eintlik jouself te verklaar as 'n Calvinis in die sin van ek volg die leerstellings van Johannes Calvin van 'n mens. Ek dink daar's net gevare daarin om te identifiseer, want ek dink daar lê in ons identiteit met wie ons identifiseer en hoe ons identifiseer is daar baie waarde en agting. En ek dink en dit kan soos 'n sonnaarskool antwoord vir die ouens klink, maar volg jy vir Johannes Calvin of volg jy vir Jesus? En ek dink net om dit terug te kom, dis baie veiliger om die leerstellings en die voorskrifte van God te volg. Ek dink vandag se vers vir die dag is Prediker 12 vers 13, kan nou my reg help is dalk 13 vers 12, maar dit sê basies, dit kom daarop neer dat ons opdrag is om eintlik, en ons weet daai vrees, om in vrees vir God te leef, en daai vrees is eintlik maar net hierdie hoë agting vir God, en net sy voorskrifte te gehoorsaam. En dis God. Hy's bo enige kerkvader, hy's bo enige 100%, ja. Hy's bo enige leraar, hy's bo enige vir al die ouens wat op YouTube sê, hulle is maar versigtig vir ons ook. Ek sê fantasties. Wees versigtig vir almal op YouTube. Ja, dis reg. Dis presies. 100%. Daar's baie meer waarde vir jou om in 'n intieme verhouding met God te wees. Jy kan preke luister tot jy blou in die gesig is op YouTube en jy kan ek wil sê jy kan al die kennis hê. 1 Korintiërs 13 leer vir ons jy kan alles hê, jy kan engele tale praat, jy kan die wysheid hê van konings, maar as jy nie liefde het nie, het jy niks nie. En dis Christus. Net so op dit, Robbie, wat jy nou gepraat het oor wat ek dalk net wil aanraak is soos die doel van evangelisering of hoekom evangeliseer ons. En dit sluit ook so bietjie by die geestelike gawes aan, want ouens sien baie keer die praat in tale, of dan nou byvoorbeeld die Heilige Gees wat op ouens neerdal as dis die groot goed. Maar daar's twee voorbeelde in Handelinge wat ek net vinnig eintlik vir ouens wil uitwys. En wat eintlik wonderlik is rondom trend hoekom ons moet evangeliseer. Wat is die hele doel daar agter? En die eerste een is in Handelinge 8 en is twee uitsonderlike gevalle eintlik. En ek en jy het 'n bietjie oor gepraat, maar ons sal nie te in diepte gaan oor hoe die werking van God en die redding nie. Maar basies Filippus wat eintlik net ek dink hy het Samaria toe gegaan. En hy het vir hulle die evangelie eintlik gebring. En hulle het tot bekering gekom. En ek gaan sommer hierso lees vanaf vers 4
So dis Handelinge 8 vanaf vers 4, dit sê, die wat verstrooi is, het rondgetrek en die evangelie woord verkondig. En Filippus het na 'n stad in Samaria gegaan en die Christus aan hulle verkondig. Toe die skare Filippus se woorde hoor en die tekens sien wat hy doen, het hulle eenparig aandag gegee aan wat hy sê. En hier volg 'n paar tekens wat hy gedoen het. Want die onrein geeste en baie mense het met groot geskree uit hulle uitgegaan en talle verlamdes en krepeles is genees. En daar het groot vreugde in daardie stad geheers. En dan spring ek 'n bietjie na vers 14 toe, want ek wil nou nie deur die hele storie van nou Simon gaan nie. Maar vers 14 sê, toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het hulle Petrus en Johannes daarheen gestuur. Hulle het gegaan en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle neergedaal nie. Hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. En dan net vanaf Handelinge 10 eintlik, en dis Petrus se toespraak. En wat hy eintlik hierso praat eintlik net met die huis van Cornelius. En dit sê eintlik daar vanaf vers 34 Handelinge 10. Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat onsag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe hy die evangelie van vrede, wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het. Hy is die Here van alle mense. En dan spring ek weer net vers 44 toe, en het sê net daarso, Petrus was nog aan die woord, toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister neerdal. Die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort het. En wat vir my so mooi is net van hierdie, en daar later het Petrus gesê, hoorie, maar wat verhoed hierdie ouens om gedoop te word. Maar al twee gevalle is hierdie uitstorting van die Heilige Gees in Cornelius se geval oor die heidene, en in Filippus se geval was dit eintlik hierdie wondertekens wat gedoen het. Wat gedoen was, en Johannes en Petrus wat gegaan het en vir hulle gebid het, en die Heilige Gees het ook oor die mense in Samaria gekom. Maar alles is vooraf gegaan deur die verkondiging van die evangelie. En ek wil net die ouens bemoedig met dit, soos, as jy wil groot dinge sien gebeur, in jou lewe, in jou gemeenskap, in jou kerk, by jou werk, verkondig die evangelie van Jesus Christus. Want van daar af volg kragtige dade, wat die wêreld beskou dan as kragtige dade. Maar die werklike krag lê in die verkondiging van die evangelie, van wat Jesus aan die kruis kom doen het. Cool. Stem 100% saam, ja, dis great. Ja. Kom ek sê, dis cool wat jy gelees het van, daar sê jy dat die Heilige Gees op die heidene geval het. Weereens wat, ek dink hierdie konsep ondersteun, dat die Heilige Gees trek almal. Verstaan jy? Selfs die, wat jy seker sal sê in daai konteks, die nie uitverkore mense is. Verstaan jy? So, maar ons kan hierdie gesprek afsluit sonder om te gaan na hulle groot proefteks, en dit is wat jy nou gelees het, Romeine 8, en dan nou Romeine 9 nie. So ek wil net vir ouens sê, hoe harmoniseer mens die met die posisie wat ons sê? Want alles wat ons vanaand gesê het is mooi, is oulik, maar as dit nie Bybel is nie, of as teks wat teen hierdie konsep praat, dan moet ons dit adres. Nou, ek wil baie van die ouens vat, die groot ou na wie ek luister, soos wat dit gaan oor soteriologie, die studie van redding is Leighton Flowers. So Leighton Flowers het 'n YouTube channel, hy noem homself 'n provisionist, en ek kon nog nie iets kry wat te doen het met die studie van redding, wat maak dat ek nie saamstem met iets wat hy daar sê nie. So ek is ook nie Arminiaans nie, want Arminiaans glo jy kan jou redding verloor. So die slegte deel van Calvinisme is hierdie hele idee wat menslike verantwoordelikheid wegvat. Die slegte deel van Arminianisme is die idee dat jy redding kan verloor. Wat weens ek dink nie 'n Bybelse konsep is nie. Maar as ons gou kan ek net so vra, dalk net uit onkunde meer, is soos, sal jy sê die Arminiaans ook 'n gevaar daarbey is dat jy bewerkstellig jou eie redding? Of dink jy nie hulle beweeg na daai rigting toe? Ja, wel, as jy sê dat jy kan jou redding verloor, is dit die logiese conclusion daarvan. Okay. So jy moet aanhoudend werk om gered te bly. Net soos om die twee gevare van beide presies. uit te lig eintlik. Ja. En ek dink provisionism sê, dit harmoniseer als vir my mooi, want dit sê, God provide vir almal redding, maar hulle moet besluit, die verantwoordelikheid is op jou om te besluit, om hom aan te neem, en niks van jou werke kan enigiets albei sit. En jy kan nie jou redding verloor, jou redding is vas in Christus, wanneer jy wedergebore is. So, dis nou 'n breë
bird's eye view van presies wat dit sê, maar ouens kan Light and Flowers gaan volg. En ek dink ek sal julle aanmoedig om dit te doen. So kom ons gaan net gedeur hierdie deel. So hier is wat hulle sê. Romeine 8 vers 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. So hierso sê hulle, kyk, sien jy, God het gepredetermine, predestined, met ander woorde determineer voorhand, voordat dit gebeur het hy gedetermineer wie gaan gered word en wie gaan nie. Nou hier is die ding. Die eerste, Light and Flowers het 'n ander manier om hierdie te hanteer. Hy sê, van al daai werkwoorde daar is dit alles in die verlede terme. Jy het 5 verlede term werkwoorde, so hierdie praat van ouens wat in die verlede deur God gepredestined was om gered te word in die verlede. Nou, my siening van die is eintlik eenvoudig. Dis vers 29 sê, for whom he did foreknow. So wat is die heel eerste ding wat hy sê? Wie God vooraf geweet het. Nou in my view, dit staan nie daar nie, maar wie God geweet het, gaan hom kies. Deur ander plekke van die Bybel na toe te gaan, weet ons, wanneer is jy uitverkore? Wanneer jy kies om vir Christus te dien. Wanneer jy besluit het om hom as jou verlosser en saligmaker aan te neem. En God foreknow dit. Hy weet wie gaan hom kies. So hy sê, whom he foreknew. Wie God geweet het hom gaan kies, hulle het hy gepredestined om die seuns van God te wees. So 'n maklike manier om hierdie predestination te verstaan waarvan ek praat. Sê nou maar ons is vasgevang bo op 'n dak met 'n groot vloed. Alles is vol water. Daar's 'n eiland waar jou redding is. By daai eiland, as jy by die eiland kom, as jy gered, dan is jy nie meer in gevaar van die vloed nie. Hier kom 'n ou met 'n boot verby en hy sê, wie wil opklim? Nou, dis gepredestined, dis gedetermineer voorhand dat almal wat besluit om op die boot te klim, sal gered word. Dis wat predestined is. Dis gepredestined, die ouens wat op die boot klim, hulle gaan gered word. Maar dis jou keuse. As jy wil bly op die plek, gaan jy nie gered word nie. Verstaan jy? Dis hoe predestination werk. God het gesê, wat is die predetermined faktore wat bepaal gaan jy gered word? En daai faktore is, glo jy Jesus Christus is die seun van God. En dit lei nou natuurlik na goeie werke. Maar die ding is, hierdie volg in Romeine 9, wat hulle groot proefteks is. So, Romeine 9 praat van, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehad, daai hele storie. En hy praat van die potterbakker, hoe kan die pot sê vir die potterbakker, hoe durf jy hierdie hele storie? Die interessante rede daarvan is, dieselfde ou wat dit skryf in Timoteus, praat hy van waar die potterbakker 'n besluit het, waar die pot 'n besluit het. So, dis 'n interessante deel daarvan, maar kom ek lees net gou vir jou vers 4, dan sê jy sien, Romeine 9 vers 4, die konteks van hierdie hele storie. Kyk wat sê hy. Who are Israelites? Kom ons vat net vers 3. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. So jy sal sien, as jy Romeine 9, Romeine 10, Romeine 11 lees, dan sê jy sien dit gaan oor Israel. Ek stem. Dit gaan oor Israel wat God rejected. Jy sal ook gaan sien, hulle gebruik byvoorbeeld Farao, waar God sê hy verhard sy hart, maar dis eers nadat Farao sy eie hart verhard het. Jy kan duidelik in daai teks gaan lees, as jy Eksodus gaan lees, Farao het sy eie hart verhard en daarna het God aangehom verhard in daai rebellie waarna hy optree. God het nooit enigiemand, Jakob en Esau ook gekies ten koste van die ander een net tot sy eie wil nie. En ek het geweet ons van iewers te gaan ons in Openbaring opeindig, want ek is so bly jy het Romeine 9, 10 en 11 nou aangehaal, om net te sê, dit gaan oor Israel. Want ek dink ouens leef met die verwarring, dat Israel het weggeval, en die kerk het Israel vervang. Ja, en ek dink, Romeine 9, 10 en 11 kom spreek het baie mooi aan, en sê, luister, God is nie klaar met Israel nie. Daar sekere, hulle het op 'n sekere wyse opgetree, en ek wil sê, Israel se storie is maar ons almal se storie tot in 'n mate, waar, as ons kyk na moderne kerke ook, waar ouens tot in 'n mate wegbeweeg, van God, dit gaan sleg, kry bietjie swaar, hoor jy, ons moet terug by die Here kom terug by die Here, dit gaan weer goed vir 'n tyd, en dis hierdie hele siklus wat plaasvind. Maar, as jy, ek stem met jou 100% saam, as jy Romeine 9, 10 en 11 gaan lees binne sy konteks, gaan dit oor Israel en hulle verhouding met God. Ek bedoel, ons maak dit nie op nie. Wat sê vers 4? Dit sê, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the services of God and the promises. Jy moet daai hele deel in daai lens gaan lees. En lees die hele ding, gaan lees tot in vers 33, 35, 36, dan sê jy sien. En ek sal
Ek dink ook jy moet ook net gou nederig wees en sê, ek en jy gaan nie 'n teologiese debat wat vir die laaste 500 jaar aan die gang is die oplos nie. Nee. Maar ons is regtig ons nooi die ouens uit. As daar iemand is in Bloemfontein is wat gewillig is om met ons te kom sit en 'n opbouende gesprek te hê oor Calvinisme, dalk is daar van hierdie goeie wat ons verkeerd verstaan. Kom, oortuig ons. Maar ek kan eerlik vir jou sê, Meyer, ek het nog nooit in my lewe ek was nog nooit 'n Calvinist nie. Soos ek het groot geword in 'n NG Kerk op 'n Julle het dit die eerste gehoor, hoor. Ja, Robbie is nie 'n Ek is nie 'n Calvinist nie, Calvinist ten nie. spyte van die feit dat hy so klink. Ja, exactly. Maar die eerste keer toe ek gekonfronteer was met hierdie was op 'n staptoer geweest toe 'n ou my hierdie ding vertel en die oomblik toe ek dit hoor toe sê ek van hierdie maak vir my absoluut geen sin nie. Die feit dat jy nie 'n verantwoordelikheid het om jou redding 'n keuse oor te maak nie is net vir my absoluut absurd. En ek wil net gou hierdie ook duidelik maak want hulle gaan baie keer op dit spring, maar as jy die keuse maak, dan kom dit van jou af. As jy Efesiërs 2 gaan lees, dan maak Paulus so duidelik 'n onderskeid tussen geloof en werke. Hy sê, by grace through faith are ye saved, that not of works, lest any man should boast. So sê hy maak 'n dichotomy. Dis mutually exclusive. Geloof is een ding, werke is anderste. Is 'n ander ding. So om dit te illustreer, sê nou maar ek wil hierdie selfoon optel. En ek besluit in my kop, ek gaan die selfoon optel. Dit was 'n besluit. Maar die oomblik as ek dit actually optel, raak dit eers doen. Nou hierdie ding wat ons het met die Here om te glo in hom het nie die doen deel as deel daarvan nie. Dit het net die deel om te sê ek kies om God te dien. En dan die doen deel vloei uit dit uit. Maar die prerequisite, die ding wat moet gebeur is geloof, nie die doen nie. Verstaan jy wat ek sê? Hy maak hy duidelike onderskeid. Dis hoekom geloof is verantwoordelikheid op jou, maar is nie 'n werk wat jy doen nie. Dit is so duidelik in die skrif. Paulus maak so duidelik daai onderskeid. En ek dink net om dit ook soos vir almal te beklemtoon, want ek dink dit gaan ek dink wat Bring die plein huis toe. ek dink wat Calviniste moet vereenselwig, ouens wat jy weet they're ready to die on that hill. Is tot 'n groot mate wat jy ook aangespreek het, is dat volgens as jy streng by daai hou, het Jesus nie vir almal se sondes gesterf nie. Dis die hoors ding. En ek dink 'n groot ding is net en as ons gaan kyk na jy weet 'n bietjie oor die profetiese redes. Dis 'n ander gesprek wat ons moet hê oor die ek dink die geestelike gawes kan 'n baie lekker gesprek wees. Is jy 'n continuationist? Ek neig meer neig meer na jou kant toe. Ek glo die Heilige Gees kan deur almal werk. Nee, verseker. Dis 'n interessante gesprek. Kyk, dit is 'n goeie gesprek om te hê. Ek dink Korintiërs is 'n baie goeie een met betrekking. Ek dink al daar was 'n dame wat uitgelig het soos julle moet jy weet dit nastreef eintlik om te profeteer, maar be that as it may, ek wil net kom ons sluit dit hier af, daai is 'n ander aand se storie. Ek was sommer net die hoofpriester in Jesus se tyd in Johannes 11. En dit is so 'n mooi gedeelte eintlik hierdie vir my. Dis dieselfde ons wat hom gekruisig het. Maar is so mooi hoe God hulle eintlik gebruik. Hy het die slegste ding wat met die beste persoon ooit gebeur het gebruik om ons redding te kom bewerkstellig. En Johannes 11 vanaf vers 49 en een van hulle Kajafas wat daardie jaar hoofpriester was het vir hulle gesê: "Julle verstaan niks nie. Julle besef nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterf en die hele volk nie ondergaan nie." Dis mooi, die volk, en baie ouens gaan kyk na wat beteken volk en in hierdie konteks dis Israel. Dis die Jode. Maar vers 51 gaan aan. En dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterf. En dan vers 52 gaan mooi aan en sê, en nie net vir die volk nie, maar ook om die kinders van God, wat oral verstrooi is, te verenig. En dis ek en jy daar. Daai kinders van God wat oral verstrooi is, dis die heidene nou, dis ons daai. Ja, nee, presies. En dis so wonderlik dat ek wil sê dis beskore vir almal om die geleentheid te hê om Jesus te kan kies en aan te neem as verlosser. Presies. En met dit kos los die mense net daar doen dit. As jy nog die Here aangeneem het nie, as ons deur hierdie kanaal een ou by die Here uit kon bring, dan was dit alles die moeite werd. En dis ons hart, jy weet, ons lewer baie kritiek, ons haal ouens uit, ek glo die Bybel sê ons moet dit doen, maar ons hart op die einde van die dag is, ken jy vir Christus? As jy doodgaan sonder Christus, gaan jy hel toe gaan vir ewig. Dit is wat die Bybel vir ons sê. En as jy doodgaan met sonde van 1 Korintiërs 6 vers 9, gaan jy hel toe gaan vir ewig. As jy daai goed doen, dan wys dit jy's nie gered nie.
Hierdie persone waarvan jy praat, wat eens gered was, maar nou in 'n ander geloof is, jy is ongered. Jy het nie vir Christus nie. Jy het absoluut geen hoop op redding nie. Nul. En net die belangrike ding is daarvan, weer eens, wat ons net sê is, om die evangelie te verkondig, moet jy mense bewus maak van waarvan hulle gered word. Verseker. En dis hulle sonde. Dis hulle sonde. Presies. Maar thanks my mat, dis altyd 'n eer en 'n voorreg. Ons sal julle by die vorige ene weer sien. Dankie Rob, waardeer.